Gemeente vrede en seën vir elkeen van u in die naam van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees. Mag elkeen van ons vanmôre die woord van die Here hoor soos wat hy bestem het dat dit by sy kinders afgelewer sal word. Voor ons by die woord van die Here kom ons sluit net ons oë en vra ons die Here se seën ook op die skrifgedeeltes wat ons gaan hanteer vandag. Kom ons sluit ons oë. Vader wat in die hemel woon, die uitleg van u woord is nie 'n saak vir menslike wysheid nie. En om daardie woord toe te pas op die harte van u kinders is ook glad nie iets wat 'n mens kan doen nie. Ons as mense kan staaltjies vertel en stories wat mense emosioneel maak en wat hulle dan sekere dinge kan laat doen en besluit. Maar dan is dit nie waar nie. Dis nie innig nie, dis nie eg nie. En in hierdie erediens, Heilige Vader, wil ons net hê dit wat van u troon afkom. En daarom vra ons dat deur die krag en werking van u Gees, u nou met elkeen van u kinders met hierdie gehoor sal werk. En dat ons u stem duidelik sal hoor. En wanneer ek dit vra, Here, besef ek daar's hindernisse. Daar's dinge wat ons aandag aftrek. Hier is sommiges in hierdie erediens wie onder geweldige druk verkeer. Daar is ander wat uitsonderlik gespanne is. Hier is die sulkes wat worstel met siekte in hulle eie liggaam, een of ander gebrek, of dan 'n siekte of 'n gebrek in die familie. En hierdie dinge rem ons af, Here. Hier's kinders in die skool wat dink in die skool wat binnekort weer begin. Miskien is daar sommige van hulle wat benoud is, want dit is die laaste kwartaal. Daar's baie werk, min tyd. En Here, die dinge wat ons afrem is baie. Maar u het gesê, werp al julle bekommernisse op u, want u sorg vir ons. En daarom wil ons vra, Here, dat vir hierdie volgende tydperk, terwyl ons besig gaan wees met Handelinge 3, 4 en 5, en gaan luister na die prediking daar rondom, dat niks ons aandag sal aftrek nie, en dat ons harte deurdrenk sal word, soos wat ons nou net gebid het, in die liedere wat ons gesing het. Hier is ons beker, as gemeente, Here, kom vul dit, totdat dit oorloop. En ja, Here, ons het 'n lied gesing, en vandag en die volgende keer wat ek gaan preek, Vader, gaan ons verder gesels oor dit, dat u ons sal berei as 'n heilige woonplek vir u self. Ons sing dit, Here, maar help ons om dit ook prakties en tasbaar uit te leef. Ek bid al hierdie dinge in 'n diepe afhanklikheid van u genade. Amen. Goed, vriende, ons is terug by ons voëlvlug. Is hier 'n water? Ek sien nie 'n watertjie. Dankie. Ek sien dit ek gaan hom nodig kry. So vriende, vandag is ons terug by ons voëlvlug oor Handelinge. Ons gesels oor die gedagte van hoe om te lewe in die krag van die Heilige Gees. Want ons lees Handelinge, ons sien die dinge wat daar gebeur het, is asemrowend om die minste te sê. En dan kyk ons na die kerk van vandag en ons merk 'n groot gebrek op. Dit wil amper vir ons voorkom asof die kerk nie lewe in die krag van die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees is tot soveel meer in staat, is dit wat ons op 'n praktiese tasbare vlak sien. En vandag gaan ons natuurlik nog 'n klein entjie verder, nog so 1 of 2 tree gee, baie dankie. In vandag se gesprek, en ek gaan vir jou 'n vraag vra weer 'n keer. Julle sal agterkom, meeste van die boodskappe in hierdie reeks gaan basies sentreer rondom 'n vraag. En vandag se vraag is dit, so as jy jou noteboekie het, wat ek hoop jy het, en 'n skryfding, dan is dit iets wat jy kan neerskryf, en iets wat jy oor moet gaan dink, en huis toe gaan en met die Here praat daaroor. Is jy gebind deur jou menslikheid? Of is jy vrygemaak deur die Heilige Gees? Dis 'n dubbelloop vraag.
Is jy gebind deur jou menslikheid of is jy vrygemaak deur die Heilige Gees? Nou, ons verwysing vandag waarna ons gaan kyk is Handelinge 3, Handelinge 4 en Handelinge 5. En omdat ek nie al 3 die hoofstukke nou gaan lees nie, dit gaan al die preektyd opneem, dis hoekom ek vir julle huiswerk gee om hierdie gedeeltes by die huis te gaan lees voor die tyd. En ook huiswerk te doen, want as jy goed vertroud met die inhoud van dit wat ons teks is vir die oggend. Maar verlede keer, julle sal onthou, het ons ook 'n vraag gevra, wat nog steeds onder hierdie oorkoepelende tema is, en die vraag was gewees, hoekom is Christene anders? En ek wonder of u kan onthou, hoekom is Christene anders as die wêreldse mense? En die eenvoudige antwoord is, kinders van die Here het die Heilige Gees, en dis wat ons anders maak. Maar as ons dan die Heilige Gees het, dan sal sekere karaktertrekke wat eie moet wees aan ons. Nou vriende, laat my net toe, ek wil dit weer bevestig en ek gaan dit oor en oor bevestig. Die essensie van die hele boek Handelinge, van begin tot einde, is dit, ek wonder of u kan onthou, die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dode. That's the bottom line. Dis waaroor dit gaan. Dis die evangelie. Dis die goeie nuus. Al die ander goed is die bysake. Dis net die kleur wat die prentjie inkleur, maar die opstanding van Jesus is die onderliggende tema van hierdie hele boek wat ons tot ons beskikking het. Maar gee my gou 'n geleentheid, ek wil net ons gedagtes vanoggend arresteer met die woord van die Here, voor ons verder gaan met vandag se gesprek. Jy sal sien, ek gaan later vanoggend terugkom na hierdie vers toe, want dis die vers waar ek graag wil afsluit vandag. En hierdie vers kom uit 2 Korintiërs hoofstuk 6, vers 16. En die van u wat mooi geluister het toe ek gebid het, sal dan nou verstaan hoekom ek gesê het vir die Here wat ek gesê het, aangaande ons mens wees, ons harte, kom ons sê dit nou maar so, wat 'n woonplek moet wees van die Heilige Gees. 2 Korintiërs 6 vers 16 word geskrywe, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Lord, prepare me to be a sanctuary. A sanctuary is 'n aanbiddingsplek, is 'n woonplek. Dis die huis van God. Ons het gesing, Here, berei my voor dat u binne in my kan bly. Paulus vra, watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode of sonde, as ons dit so wil doen? Ons sal later terugkom na hierdie vers. Kom ons vlieg net gou weer oor Handelinge, net vir die van julle wat nie saam was die vorige kere nie tot dusver, het ons gekyk na 'n paar sleutelwoorde van hoofstuk 1 af. Die heel eerste sleutelwoord wat ek wil hê jy die heeltyd moet merk by elke hoofstuk, is die opstanding van Jesus uit die dode. Merk dit, op 'n bepaalde manier, dat jy elke keer as jy Bybelstudie doen, elke keer deur jou Bybel blaai, dat jy kan sien, daai is my merkie vir die opstanding van Jesus. Die tweede belangrike woordjie of gedagte is die Heilige Gees, want na alles is dit die Heilige Gees wat gewerk het in hierdie tydperk van die Handelinge, toe die opstanding van Jesus bevestig word. So merk die Heilige Gees, en dan natuurlik vandag 'n klein bietjie verder, hoe die Heilige Gees deur die apostels gewerk het. En ek wil hê jy moet dit ook merk in jou Bybel terwyl jy besig is met Handelinge. Elke keer wanneer jy sien dat die apostels op 'n bepaalde manier optree en jy besef in jou gedagtes, dis die Heilige Gees wat hulle help om dit te doen. Merk dit. Merk dit op 'n manier wat jy gaan weet, dis my merkie vir hoe die Heilige Gees met die apostels werk. So vriende, net as ons dalk vinniger kan aanbeweeg in hoofstukke 1 tot 2, en ook nou, elke keer wanneer jy verder lees, ek gee nou vir julle nog huiswerk, soos julle dit nou neerskryf. Die huiswerk gaan baie raak, ek weet dit. Maar dit is belangrik. Het is belangrik dat julle die merkies maak.
Jy moet teruggaan, nou hoofstuk 1 en 2, jy moet teruggaan na 3, 4 en 5, en verder, soos ons verder deur Handelinge gaan, dan merk jy ook hierdie. Daar waar die apostels aan die woord kom, is dit elke keer duidelik dat hulle onder leiding van die Heilige Gees met baie vrymoedigheid, hierdie is 'n baie belangrike tema op te merk, met baie vrymoedigheid getuig van die opstanding van Jesus Christus. So dit was seker is 'n amper 'n samevatting van alles wat ons tot dusver gesê het, maar ek wil net hê jy moet self sien met jou eie oë, dat telke male wanneer hulle praat, en die Heilige Gees is betrokke, dan is daar 'n uitsonderlike vrymoedigheid onder hulle. So dadelik word ek geforseer om myself die vraag te vra, het ek, nou praat ek met Tia, jy praat met jouself, het ek daardie selfde krag? Is ek 'n getuienis van Jesus se opstanding? En ek praat nie van die normale getuienis van dit wat die Here vir jou gedoen het. Ek het dit verlede week gesê. Ons almal het sulke getuienisse. Ek het 2 dae terug weer 'n wonderwerk gesien in die fisiese wêreld. Die hand van God wat beweeg het. Ek het dit gesien, beleef en ervaar. Maar dis nie die getuienis vir hierdie platform vandag. Getuienis wat in ons hart geskrywe moet wees, daardie getuienis dat Jesus het opgestaan uit die dode en hy lewe. Daar is hoop. So in ons volvlug oor Handelinge gaan ons heeltyd met besin oor hoe die lewe van die Christen lyk wat gevul is met die Heilige Gees van God. En is maklik vriende om lering te gee oor die vervulling met die Heilige Gees, die doping met die Heilige Gees. Daar sal duisende preke gepreek oor daardie onderwerpe, daar's teologiese handboeke, en duisende Christene glo, hulle is vol van die Heilige Gees. En ek dink, as ek vandag vir u sou vra, wie van julle is vol van die Heilige Gees, dan sou 99% van u dalk met die uitsondering van die kinders, dalk u hand opsteek en sê, ek is vol van die Heilige Gees, omdat jy 'n bepaalde verstaan het van wat die Heilige Gees se werk is. Maar gemeet aan Handelinge, gemeet aan wat die Bybel ons leer van hoe 'n geesvervulde kind van God lyk, is ek besorgd om te sê, ek is nie seker of baie van God se kinders geesvervuld is nie. Nou, Handelinge is die barometer wat bevestig hoe geesvervulde Christene lyk, of geesvervulde disippels. En miskien moet ons dalk vandag net vir 'n oomblik stil staan by Handelinge 4. So jou oë is nou op Handelinge 4. Jy gaan agterkom, ek verwys na Handelinge 3, ek gaan dan verwys na Handelinge 5 later, maar hierdie 3 hoofstukke is in een gevleg, hulle is deel van mekaar, en ons kan hulle nie van mekaar uithaal nie, en daarom moet ons na al 3 op dieselfde tydperk kyk. Julle het hierdie gedeelte gelees, en ek gaan staat maak daarop, dat jy vertroud is met Handelinge 3, en wat daar gebeur het, want julle daar 'n wonderwerk gebeur. Ok. En in Handelinge 4 gebeur daar nog iets. Die apostels is aan die woord, net om julle te help, net vir die van julle wat nie hulle huiswerk gedoen het nie. Handelinge 4, terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, julle gehoor vinnig lees ek dit. Het jy opgelet wat daar gesê word? Ek lees dit stadig die keer. En terwyl hulle, wie is die hulle? Die apostels, die disippels, besig was om met die volk te spreek, die mense daar buite, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede, dat hulle die volk leer, en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan, en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. Ek gaan net daai gedeelte lees. So met 'n ander woorde, die apostels is besig om te praat met die volk.
Hulle is besig om te preek oor die opstanding van Jesus Christus uit die dode uit. Vers 1 en vers 2. Ons onthou nou hierdie gesprek het ontstaan as gevolg van hoofstuk 3. Wat het in hoofstuk 3 gebeur? 'n Krepelman. Daar's 'n wonderwerk. En hierdie wonderwerk veroorsaak dat hier 'n geleentheid is om die mense te leer aangaande die opstanding van die Here Jesus Christus. So reg aan die begin van hoofstuk 3 vers 1 is daar nog 'n baie belangrike ding en ek moet dit vir julle lees. Voordat die wonderwerk gebeur het daar nog iets gebeur. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed. Dit is die 9de uur. Ek het dit weer eens baie vinnig gelees. Sien julle wat is die sleutelwoord in daai vers? Gebed. Die apostels was in gebed. Daarna gebeur 'n wonderwerk. Daarna kom 'n geleentheid om te praat oor die opstanding van Jesus. En daarna kom vervolging. Vriende, is baie interessant om hierdie dinge raak te sien. Gee my net 'n kans, ek wil net iets bevestig wat ek sien in hoofstuk 3 vers 1. Duidelik was korporatiewe gebed, gesamentlike gebed en natuurlik bygesê gereelde gebed 'n integrale deel van die lewe van die apostels. En natuurlik ook die basis van daar waar hulle krag gekry het. En vriende, wanneer ek hierdie dinge sê, dan raak ek eintlik in 'n sekere sin redelik mismoedig. Ek het vanoggend weer daaroor gebid, daar in die kamertjie daar agter, en in daardie oomblik het die Here dadelik my gebed verhoor, en ek is dankbaar daarvoor. Die apostels gaan op na die tempel op die uur van die gebed. Korporatiewe gebed, eendragtige gebed, gesamentlike gebed. En vanuit hierdie tye van gebed en intieme wandeling met Jesus, kom werk die Heilige Gees en kragtige dinge gebeur. Is jy gebind deur jou vleeslikheid, of is jy vrygemaak deur die Gees van God? As ons vrygemaak is deur die Gees van God, dan ontstaan daar 'n honger in jou binneste. 'n Honger na intieme samesyn met die Here. 'n Honger na, ek wil nie een geleentheid mis. Kan jy jouself indink wat sou gebeur waarvoor ek bid gereeld, dat hier vanoggend 'n herlewing uitbreek in ons kerk? Dit behoort ons verwagting te wees, dit behoort ons gebed te wees. Dit behoort die ding te wees waarvoor ons die hongerste is in die hele lewe. En daarom as ek daarvoor bid en ek het hierdie begeerte en ek verwag dit, dan kan ek nie bekostig om 'n geleentheid te mis nie. Dis nie godsdiens. Godsdiens is die ou wat Sondag kerk toe kom, hy trek die kruisie en hy sê ek het dit gedoen. Hy gaan vanmiddag huis toe en voor hy gaan slaap, neem hy sy Bybel, hy lees 10 verse en hy bid 'n gebedjie en hy maak 'n kruisie en hy sê ek het my godsdiens beoefen. Die ou wat saam met Jesus wandel, doen presies dieselfde dinge. Maar hier binne in sy hart is daar 'n honger. En hy soek die Here met sy hele wese, maar sy lewe lyk presies soos hierdie ou. Jy kan hulle nie onderskei nie. Hier in hierdie kerk vandag sit al twee groepe. Die een wat godsdiens beoefen en die een wat saam met Jesus wandel. En ons kan nie vandag hier oordeel en sê die een is so en die ander is so nie. Ons weet nie. Maar die grenslyn lê net daar. Net daar. Dit is net 'n lyn. Dis al wat dit is. Wat die een van die ander een skei. En my begeerte is dat ons daardie gemeente sal wees wat hierdie begeerte het, Here, vandag die herlewing. Vandag daai dag wanneer die Gees op so 'n kragtige manier werk dat ek verander en dat hulle rondom my verander en dat ons almal as gemeente meer en meer en meer soos Jesus word. En daarom kan ek nie een kans mis, want miskien is dit daai Sondag. Miskien is dit daai Woensdag. Miskien is dit daai Vrydagoggend 6uur vir die manne. Miskien is dit daai Vrydag aand wanneer die jeug bymekaar kom. Ons weet nie. Duidelik is gebed vir die Here belangrik.
daarom het sy disippels opgegaan om te gaan bid. Ek lees gou vir iets wat ek raak gelees het in my voorbereiding, en is iets wat Richard Sibbes, hy het gelewe in 1577 tot 1635, toe hy eintlik gepraat het maar met predikante, so Adrian, hierdie is nou vir ouens soos ek en jy en vir ouderlinge, wat hier voor staan en preek. Hy sê die volgende, hy sê, a minister of Christ is often in the highest honor with men for the performance of one half of his work, preaching. While God is regarding him with displeasure for the neglect of the other half, prayer. Glo my, ons kan mooi boodskappe preek hiervoor. As daai boodskappe nie met gebed deurweek was nie, beteken dit niks hierso. Hy skryf verder en hierdie vriende is vir elkeen van ons. Hy sê, like the Puritans, jealously guard your personal devotional time. Set your priorities on spiritual, eternal realities. Be persuaded that as soon as you cease to watch and pray, you court spiritual disaster. Is wat ons sien in die kerk. Tot 'n groot mate. Spiritual disaster. Onder leiding van die Heilige Gees skenk die Here genesing vir 'n krepeel man. En ek wil hê jy moet hierdie ding raak sien. Die Here Jesus genees 'n krepeel man deur die werking van die Heilige Gees met die doel dat sy opstanding bevestig sal word. En ons moet hierdie ding nie mis nie, vriende, dit is 'n wonderwerk. Maar die wonderwerk was nie die fokus. Luister gou mooi, ek gaan vir julle ietsie lees wat ek hier in my notas geskryf het, en ek dink dit is baie belangrik en dis hoekom ek dit wil lees. In baie kerke vandag en onder baie Christene is die wonderwerk die fokus. En as die wonderwerk die fokus is die oë op die mens, met wie die wonderwerk gebeur het. Dis nie hoe God die Vader werk, dis nie hoe die Heilige Gees van God werk nie. By God die Vader en God die Heilige Gees is Jesus altyd die fokus. Hy is altyd die onderwerp van verheerliking. Nou ons weet, ons is swak vriende, ons weet, ons is vol van sonde, en ek hoop nie julle wil vir my jok nie, maar ons is vol van bose begeertes, waarteen ons moet stry. Ons is eenvoudig, ons is gebrekkig, ons is tog so onbekwaam. Maar vriende, hierdie is nie die verskonings waarachter ons moet skuil nie. Onthou julle wat ek verlede week gesê het, die Heilige Gees is God se krag wat ons in staat stel. As ons op onsself aangewese gaan probeer wees, dan gaan ons nie hierdie werk kan doen nie. En ons het geen verskoning om agter te skuil nie. Ek lees vinnig vir u Handelinge 4 vers 13. Dis nou die manne deur wie hierdie uitsonderlike wonderwerk gebeur het. Dis dieselfde manne wat opgegaan het om te gaan bid. Dis dieselfde manne wat met vrymoedigheid gepreek het. Handelinge 4 vers 13. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was. Ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Moenie skuil agter jou verskonings nie. Omdat die apostels hierdie waarheid verstaan het, kon hulle dienooreenkomstig optree. Handelinge 4 vers 18, 19 en 20. En hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle maar self beslis.
Wat sê in vers 20? Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Vriende, ek wonder of ons in ons tyd dieselfde gesindheid het. Ek dink baie keer is dit vir ons juist makliker om stil te bly, as om te praat oor dit wat Jesus gedoen het. So nou volg die gesprek spontaan verder. Dis duidelik dat die apostels in die krag van die Heilige Gees uitsonderlike vrymoedigheid gehad het. Ons het dit nou onder die knie, maar luister na hierdie volgende gedeelte. Selfs onder druk en dreigemente. Wat vir my baie mooi en opvallend is die feit dat die gemeente wat na die apostels opgekyk het, dan presies dieselfde voetspore volg as die apostels. Die van die wat die gedeelte gelees het, Handelinge 4 vers 32 tot 37. So ek vra vir myself, hoekom het die gemeente so gelyk? Hoekom het die gemeente hierdie gesindheid ontwikkel wat die apostels gehad het? Hoekom was hulle vrymoedig? Hoekom was hulle vreesloos? Hoekom het hulle nie teruggeduins nie? Hoekom was hulle nie bang nie? Die antwoord lê opgesluit in vers 31. Handelinge 4:31. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en die woord van God, of het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Maar vriende, is nog nie klaar nie. Nie net is elke gelowige gevul met die Heilige Gees nie, en het met vrymoedigheid gespreek en getuig in sake die opstanding van Jesus uit die dode uit. Hier is nou 'n volgende ding, en hierdie is eintlik die ding waaroor my hart gebrand het vir vandag. So, ekskuus my dat ek so 'n bietjie net die grond voorberei. Wanneer ons vol is van die Heilige Gees, praat ons met vrymoedigheid. Ons is nie bang nie. Ons praat met vrymoedigheid selfs al word ons vervolg en uitgedaag en in 'n moeilike posisie geplaas. Maar hier is 'n volgende ding. Nie net wanneer die Heilige Gees in ons woon, het ons vrymoedigheid en praat ons oor die opstanding van Jesus en ons is nie bang vir niks nie. En dit het die effek op die hele gemeente nie. Maar die gemeente se gesindheid met betrekking tot sonde verander. Hulle sien sonde in 'n ander lig as wat hulle dit voorheen gedoen het. En dis wat ons vind in hoofstuk 5. En ek dink julle het dit raak gesien. Dit is die verhaal van Ananias en Safira. En net voor ons by dit kom, vriende, gun my net dat ek gou vir u die agtergrond skep. Dit wat Ananias en Safira gedoen het, was nie sonde nie, per se. Om 'n eiendom te verkoop en die geld in jou bankrekening in te betaal en nie jou tiende te betaal nie, of nie 'n offer te gee vir die Here nie, kan seker nie in die ergste graad gereken word as sonde nie. Ek gryp terug na die wet van die Here in Eksodus 20. Om selfs 'n eiendom te verkoop en van jou geld vir die Here te bring en te sê, Here, ek het 'n eiendom verkoop, hier is, en almal weet dit. Dis nie sonde. Dis binne jou mag, dis jou bate, dis jou geld, jy maak daarmee wat jy goed dink. Of jy verheerlik die Here daarmee, of jy verheerlik jouself daarmee. Dis jou keuse. Wat Ananias en Safira gedoen het in hierdie gedeelte is 'n klein wit lintjie. En ons sê mos 'n wit lintjie is ons oukei, nie waar nie. Dis net 'n wit lintjie, mamma. Dis net 'n wit lintjie, juffrou. Dis nie so groot nie, dis nie so groot en lelike ding nie. Dis net 'n wit lintjie. Hulle verkoop 'n eiendom, hulle wil graag soos een van hulle broers wees, wat ook 'n eiendom verkoop het en alles na die kerk toe gebring het, en dadelik sien ek die sleutelwoord, klem op, alles. Toe die Here Jesus sy disippels gaan roep, hoeveel het hulle opgegee om hom te volg? Alles. En hier kom 'n broeder in die geloof en hy verkoop sy huis en hy gee alles. Hier kom Ananias en Safira en hulle verkoop 'n eiendom en hulle gee 'n gedeelte. Maar hulle wil hê die gemeente moet dink dit was alles.
dis waar die probleem inkom. Hulle het nie alles gegee. Hulle wil net voorgee. Hulle wil net lyk soos. En by die Here is dit sonde teen die Heilige Gees. Petrus se woorde nadat hy met Ananias en Safira afsonderlik gesels, was baie eenvoudig. Julle het nie vir ons gelieg nie, julle het vir die Heilige Gees gelieg. So jou wit lintjie, my liewe vriend, is toe nie net 'n wit lintjie vir 'n mamma of 'n pappa of 'n ouma of 'n tannie of 'n onderwyser nie. Dis 'n infame, blaatante leuen in die teenwoordigheid van die Heilige Gees van God. En die gemeente in Handelinge 5 het dit besef. En daarom gebeur hierdie uitsonderlike ding, omdat hulle perspektief van sonde verander het. En weet julle, daar gebeur nog 'n baie mooi ding. Nie net hulle gesindheid verander nie, kan ek gou vir u sê, wanneer sonde by die naam genoem word, wanneer dit aangespreek word en vasgevat word binne die kerk, dan gebeur daar 'n wonderlike ding met die kinders van die Here. Vers 11, hoofstuk 5. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. In baie kerke vandag is dit net 'n gemaklike, mensgefokuste, liefdevolle, lekker kry samesyn byeenkoms waar die fokus van elke erediens die hoorder en sy gebede is. Of die hoorder en sy behoeftes. Moenie hard praat nie, moenie eers net die woord sonde gebruik in die erediens nie, los maar die teaching, skryf maar al die ernstige kwaai baadjie teologie af, because doctrine divides. Kom ons hou workshops en allerhande groepe wat funksioneer op die beginsel van die AA. Hallo, ek is Tian en ek is, en dan werk ons deur 3 stappe tot 'n beter jy, of 10 stappe tot 'n gelukkige huwelik, of 5 stappe om 'n beter ouer te wees, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Maar vriende, dis nie die model van die vroeë kerk nie. Tot en met dusver, hoofstuk 1, 2, 3, tot by 4 en 5, het ons hierdie dinge raak gesien. Die fokus is die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Dis die hoofdoel, dis die hoofboodskap. Dan sien ons die Heilige Gees was God se voorsiening vir hierdie taak. Moenie jy sê, ek kan nie, want die Heilige Gees kan. Die Heilige Gees sal en die Heilige Gees gaan. Jy moet net alles gee, dan doen hy dit. In die derde plek, die gemeente het ook die Heilige Gees ontvang en getuies geword. Dis nie net die dominee nie, dis nie net die pastoor nie, dis nie net die ouderling wat preek nie. Die hele gemeente ontvang die Heilige Gees om vrymoedig, sonder vrees, te preek en te praat en te getuig oor die opstanding van Jesus Christus. Die gemeente in die 4de plek het hartlik, eendragtig en liefde saam geleef en die gemeente het sonde gehaat, net soos God sonde haat. En vriende, hier tree daar nog 'n moeilike, maar ek dink 'n baie mooi ding na vore. En dis 'n volgende sleutelwoord, as jy gou net 'n nota wil maak, wat ek wil hê jy ook van nou af moet merk in jou Bybel, terwyl ons deur Handelinge gaan. En dis die woord vervolging, of lyding, in en vir die naam van Jesus. Want nie net word ons geroep om te getuig van die opstanding van Jesus nie, maar ek het 'n verrassing vir u vandag, ons word ook geroep om vir sy naam te ly. Ons lees daarvan in Filippense 1 vers 27 tot 30, vers 27 waar ons saam stry vir die geloof van die evangelie, saam stry. Dis nie maklik nie, vers 28, en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie, vers 29, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, vers 30, terwyl julle dieselfde stryd, kan julle sien,
dit alles in en vir die naam van Jesus. En ewe skielik maak ons tema vandag sin. Is jy gebind deur jou menslikheid? Of is jy vrygemaak deur die Heilige Gees van God? Miskien het ons die woord van die Here aan die profeet vergeet, toe hy in Sagaria 4:6 gesê het, dit is die woord van die Here aan Siribabel, naamlik, en luister hierna, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Die Here het vroeg in hierdie boodskap ons harte gearresteer met baie skerp tweesnydende swaard. Ek lees dit weer. 2 Korintiërs 6 vers 16, vriende, luister mooi. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ons vergeet so maklik dat ons harte eintlik, aanvanklik, uitsluitlik en alleenlik, niks meer, niks minder, geskep was om die blyplek te wees van God se Heilige Gees. Ons het 'n klomp agtergrond inligting hanteer van Handelinge 3, 4 en 5. Maar vriende, hierdie is die boodskap. Ek sluit af, dit is baie lank nie. Hierdie is die groot boodskap. En jy gaan baie mooi moet luister. Ons harte kan so maklik oorloop van liefde en blydskap vir goed waarvoor ons omgee. Aardse dinge, mense selfs, verhoudinge. Maar daar is so min plek vir hom, vir wie die hart geskep is. En vir hom om die hart te laat oorloop met sy seëninge, sy heilige teenwoordigheid. En reg deur hierdie boodskap, wat ek hier gestaan en preek het, vriende, het julle 'n olielampie voorgesien, wat ek aangesteek het, en ek het gehoop, ag, dit sal dalk 'n bietjie vir ons iets beteken vandag. En miskien kon julle die glinstering sien, maar ek weet nie of julle dit weet nie. Die heeltyd terwyl ek gepreek het, was hier 'n lig binne in hierdie gloeilamp, die olielamp. Uitgebrand. Ons kon sy lig nie sien nie. Hoekom? Want sonde het die lig uitgedoof. Sonde het veroorsaak dat ons nie die lig kon sien. Die Heilige Gees werk, die olie, die put, die vuur. Die Heilige Gees is konstant aan die werk. Maar ons doof die lig uit. Dis nie God nie. Dis nie God wat ophou werk het nie. Dis ons. Ek wil graag vir u ietsie lees wat Andrew Murray geskryf het. Hy sê, would you be content to have all kinds of snakes and insects occupying your house along with you? Or would you allow other people to be masters in the home in which you dwell? No, you never would. And yet, you allow so much else to occupy your heart and take the place that God alone is meant to have. So many people are quite unaware that they are doing this. En vriende, dis hoekom ek eintlik erns gemaak het om maar die een glas wat ek nou het swart te spuit. So moet kyk of ek die verf weer afkry. Maar dit was vir my so belangrik dat ons het besef, baie keer doen ons dit. Ons besef dit nie eers nie. Ons besef nie dat ons die lig van die Here uitdoof nie. Ananias en Safira het die lig van die Heilige Gees uitgedoof met 'n wit leuen. Jy kan die krag van die Heilige Gees uitdoof met 'n sport wat te veel van jou aandag vat, met te veel skoolwerk, met leerwerk, met grade, prestasies, met jou werk wat alles uit jou uittap, met 'n godsdiens wat jy moet beoefen, met 'n besorgdheid waaroor jou kop die hele tyd mee besig is. En jy sê vir jouself, maar dis nie sonde nie. Tussentyd is jou kop so besig, jou hart so vol met aardse tydelike dinge wat verbygaan
en die lig skyn nie. Die opstanding van Jesus word nie bekend nie. Hoekom? Want ons sonde doof die lig uit. God begeer om weer jou hele hart in besit te neem en die volle huis te bewoon. Hy wil alles hê. Die disippels moes alles gee. Daardie broeder in die kerk wat sy huis verkoop het, moes alles gee. En ons sê nee, Here. Nee, Here. Dit werk nie in die moderne kerk so. Ek gaan nie myself gee. Ek gaan nie myself onvoorwaardelik alles gee. U kan beheer kry oor daai gedeelte op 'n Sondag as die dominee preek. U kan miskien 'n Woensdag kry. Here, u kan miskien 'n paar minute of 'n uur uit my dag uit kry, maar u kan my nie onvoorwaardelik besit nie. Al hierdie dinge waarmee ek besig is vir my belangrik. Hierdie mense rondom my is vir my meer belangrik as u. Ek gaan meer tyd met hulle spandeer. Hierdie werk, Here, is vir my meer belangrik. Here, my sport is vir my meer belangrik. Ek gaan meer geld spandeer, meer tyd gee, meer aandag, meer toewyding aan hierdie dinge, Here, as aan u. En baie keer kom ons dit nie eers agter nie. En as dit jy is, vriende, as jy vandag sondig is, as jy skuldig is, as dit jy is, en die woord van die Here arresteer jou hart, dan sou dit goed wees as jy vandag tot stilstand kom en sê, Here, ja, dis ek. Here, uit die dwaasheid van die dominee se prediking, terwyl hy oor sy woorde val, terwyl hy ook maar net 'n mens soos ons is, Here, u is reg, ek is verkeerd. Here, vergewe my en bring my terug en help my dat my hart oopgaan, dat u my volle hart in besit kan neem. Nou vriende, my hart brand vir hierdie gedeelte, ek wil graag verder daarop praat. Ek het 'n opvolgboodskap, dit is nie gefokus op Handelinge die volgende paar hoofstukke nie. So ek gaan ook nie vir julle huiswerk gee vir die volgende 2 weke nie. Maar ek wil graag hierdie onderwerp verder neem. Die Heilige Gees wat graag in ons hart wil bly. En ons gaan 'n bietjie meer oor dit gestel. So as die Here spaar en ons behouer laat bly, dan oor 2 weke, as ek dan weer op hierdie kansel is, met die Here se genade, dan sal ek 'n bietjie verder gesels oor die hart as die woonplek van God self, deur sy Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook in hierdie oggend net weer kon stil word. Here, daar seker baie beter maniere om u woord af te lewer, beter woorde, baie teksverse. Ek weet u Heilige Gees werk. U Heilige Gees praat met ons harte, waar mense nie kan uitkom nie. En daarom kan ek maar net vra, Here, dat in u groot genade, u vir ons sal help, Here, dat u weer volle besit van ons lewens kan neem. Ons is gebroken, ons is behoeftig, ons is swak sonder u, maar met u, Here, met u is ons tot alles in staat, deur Jesus wat ons krag gee. Here, help ons om te bid vir volgende Sondag se boodskap. Help ons om ernstig in te tree vir elke Sondag. Here, dat ons nie miskien iewers langs die pad agterkom dat wat ons doen is net godsdiens, 'n leedop, en dat die kandelaar dalk reeds lankal verwyder is. Vader, ek vra dit in die naam van Jesus. Amen.